Die verhouding ontwikkel baie vinnig in die volgende 2 dae en ek gaan vir Marita vra om dit voor te lees. Ja, dis op jou. Ja, nee. Hy is 'n teelmaker, die man. Dis waar die teelstem inkom. Lissabon. Ek het my eie stem ontdek. Wel, eintlik het ek my eie lyf ontdek. Laasnag in hierdie goedkoop hotelkamer, maar die lyf is tog die sleutel van die stem. Ek voel en dink vanoggend anders as voorheen. Daarom klink ek vermoedelik ook anders as voorheen. Lyk nog dieselfde, het ek in die spieël teen die hangkas opgemerk, toe ek met die laken om my kaal lyf gedraai na die balkon toe gesluip het. Weet nie of ek verlig of teleurgesteld moet voel nie. Wat ek nie gaan voel nie, neem ek myself hier op die balkon plegtig voor, terwyl die ander kaal lyf nog in die bed lê sluimer, is skuldig. Dit sal alles bederf. En het voel net te reg om bederf te word deur iets so verkeerd soos 'n skuldgevoel. Gisterand nog was ek trots, dat ek 2 nagte lank die versoeking weerstaan het om te doen wat ek daar die eerste nag al wou doen, om hierdie donker man se donker lyf van nader te leer ken. Maar nou dat ek gesoog het, aanhalingstekens, voel ek eerder spyt, dat ek die 2 nagte gelede al hierdie heerlikheid ervaar het. Wat gaan aan met my? Wat sal my ma sê? Wat sal my verloofde dink? Wat gaan vir my word? Ek weet nie, ek gee nie om nie, ek wil net hê ek moet aanhou. Eers was ek blind en nou kan ek sien. Eers was ek stom en nou kan ek praat. Eers het ek gedog my verstand en my gees is belangriker as my liggaam. En nou loof ek die sondigheid, die saligheid, die heerlikheid van liggaamlikheid. Prys my lyf, daar's blye galme. Daar's 'n roering in die bed daar binne. Daar's 'n roering in my lyf hier buite. My minnaar word wakker. Dit is die mooiste sin wat ek nog ooit geskryf het. My minnaar